Verlede week het ons gekyk na Romeine 13. Vandag gaan ons kyk na Romeine 15. Ek wil net seker maak waar het ek die teks begin. By vers 4. Alles wat vooraf in die skrif opgeteken is tog opgeteken om ons te leer, sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. En mag God die bron van alle standvastigheid en bemoediging gee dat julle eensgesind onder mekaar sal wees, soos Christus Jesus dit wil hê. Dan kan julle almal eensgesind uit een mond lof toebring aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus. Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Ek bedoel dit, Christus het gekom om in die belang van die Jode 'n dienaar te word. Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig, deur die beloftes wat die voorvaders ontvang het, waar te maak. Hy het ook gekom, sodat die ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik, soos daar geskrywe staan, daarom sal ek u loof voor die nasies, en tot eer van u naam sal ek 'n lofpsalm sing. En elders lei dit, verbly julle ander nasies saam met sy volk, en prys die Here alle nasies, loof hom alle volke. En Jesaja sê ook, Isaai sal 'n nakomeling hê, en hy sal opstaan om die nasies te regeer. Op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word, deur die krag van die Heilige Gees. Tot sover lees ons saam. Ek het vir julle gesê om te skryf, en ek het dit van 'n potlood gebruik, dat julle dit altyd sal onthou. So, maar daar is iets wat ek saam met dit wil sê. Dit is maklik om jou vinger te laat vloei en gly oor 'n papier waar daar geskryf is met 'n potlood. Dit is 'n bietjie moeiliker wanneer daar iets is met baie kante, soos tafelsout of enige ander vorm van 'n kristal. Nou het julle geweet dat 'n klippie in jou skoen kan jou baie pla en kan jou baie seermaak. Het julle dit al beleef? Nou ek sê dit eintlik retories. Natuurlik het ons dit almal al beleef. Maar daardie woord wat gebruik word vir 'n klippie in die skoen, die scrupulum in Latyn, daardie woord van hom word afgelei scrupulousness. So wanneer mense verskriklik puntenerig is oor goeders en baie ernstig is oor 'n saak, when they are very scrupulous about something, dan raak dit soos, dit maak dit moeilik met verhoudings. Dit maak dit ingewikkeld, as iemand die hele tyd kla en kerm oor goeders. Ongelukkig is daar 'n saak wat na vore kom by Christene. As ons so erg in 'n sekere rigting gaan oor reg en verkeerd en moets en moenies, en ons die hele tyd sien ons godsdiens nie as liefde vir God en diens aan God nie, maar ons sien dit die hele tyd as reg en verkeerd, moet en moenie. Dan praat ons van 'n ding wat hulle deesdae baie oorskryf, maar wat jare terug glad nie bekend was nie. 'n Deel van wat ons ken as OCD is religious OCD, is wat hulle noem scrupulosity. Nou ek het 1 of 2 keer al verwys daarna, maar as die meeste predikante het ek nou al uitgevind en agtergekom, hulle weet nie daarvan nie. Want dis eers in die laaste tyd wat daar baie daaroor geskryf word, religious scrupulosity. So dit is, julle kan daaroor gaan nalees, dis gewoonlik mense wat baie ernstig is oor hul geloof, baie toegewyd, maar hulle raak hyper, en dit maak dat hulle soveel onvrede en hartseer het. Dis ook wat hulle genoem word 'n doubting disease. Dan begin jy oor alles te wonder, en jy begin te vra, en jy's nie sekerheid oor enigiets nie. Jy's al ewig besig om te wonder oor alles. So die vrede, dit is nie meer daar. So ek noem dit as 'n inleiding, want dit is 'n groot saak by baie gelowiges, en selde, nooit is daaroor gepreek nie. Nooit.
Dis hoekom ek dit aan die orde begin stel, dat julle ook daaroor kan gaan nalees, vir al mense wat 'n geneigtheid het tot OCD. Maar dan kom ons by die teks wat dit gaan spesifiek oor wat gebeur in daardie gemeente in Rome. Nou, ek kan nie anders as om 'n bietjie van die agtergrond te gee nie. Die gemeente in Rome, Paulus skryf 'n brief, maar self het hy nooit gewerk in Rome nie. Hy was nie die een wat die werk begin het en voltooi het daar. Dit was ander mense wat dit gedoen het. So wanneer hy vir hulle 'n brief skryf, waaroor gaan die brief? Dit gaan daaroor, daar is 'n klippie in die kerkskoen. Daar's eintlik 'n paar klippies in die kerkskoen. Hulle kom nie oor die weg met mekaar nie. Daar's groot onvrede in die gemeente. Die hele Paulusbrief, die hele Romeinebrief wat Paulus vir hulle skryf, kan in 'n sekere sin saamgevat word onder hierdie tema van die konflik en die oneenigheid en die gebrek aan die eenheid binne daardie gemeente in daardie tyd. So wat het dit veroorsaak? Wat het gebeur dat mense so oorhoops met mekaar was? Die hele saak het gehandel oor die rol en die posisie van Jesus Christus. En ek het van die verlede daarna verwys, maar ek spel dit nou baie duideliker uit, want dit is belangrik dat julle sal die hele prentjie verstaan, want dan gaan julle 'n ander bril hê waarmee julle Romeine lees. Daar was mense wat uit die Jodendom tot geloof gekom het. En hulle het al die gebruike van die Jodendom onthou en hulle het al die beloftes wat die Here gegee het, die Here God in die Ou Testament gegee het, en hulle het 'n gemeente gevorm. En daar het mense gekom uit die heidendom uit. En hulle het almal saam in die gemeente ingekom. En hulle het sendingwerk gedoen. En hulle het met die Jode gepraat in Rome, ook op ander plekke. Hulle het na die sinagoges toe gegaan, hulle het met die Jode gepraat. En later was die konflik so erg tussen mense onderling, die Jode en die Joodse Christene. Verstaan julle die konsep van Joodse Christene, mense wat uit die Jodendom Christene geword het. So wanneer hulle oor Jesus Christus gepraat het, dan was dit 'n groot opstoot gewees. En mense was kwaad en ongelukkig met mekaar. Maar ook binne die gemeente was daar 'n klomp klippies in die kerkskoen. En dit was nie op 'n nouskaal van hardheid, net soos grafiet waar dinge maklik loop nie. Dit was letterlik. Dit was asof daar 'n harde diamant in jou skoen is en jy trap die hele tyd met jou hak daarop. So die ongelukkigheid was groot. Soveel so dat Claudius, en daar's nie eensstemmigheid, die keiser, hulle is party mense sê dit is in 49, party sê dit is in 51 na Christus, wat hy gesê het. Alle Jode uit die stad. Hy het nou genoeg gehad van dit, van hierdie onderlinge bekleierery en so meer. En hy het hulle almal verban. Nou julle gaan nou wonder, en ek wonder of julle dit al agtergekom het, dat Aquila en Priscilla was oorspronklik, hulle was Jode gewees. Ons lees later van hulle, dat hulle het saam met Paulus, man en vrou het saam met Paulus geweldig hard gewerk in die uitbreiding van die evangelie. En dan in Handelinge 18, dan lees ons, dat hulle het uit Rome vertrek, want dit is toe die Jode uit die stad uit verdryf is. Dit is die agtergrond daarvan. So wat sien ons? Na 'n paar jaar het hy gesterf, as ek reg onthou, in 54 of 56 na Christus het hy gesterf, en toe kon die Jode weer terugkom. Toe kom daar integrasie. Toe kom daar die mense terug, maar nou is daar gevestigde praktyke. En Paulus het sy hande vol oor mense wat met mekaar oorhoops is. En dit gaan toe nou oor die sake, wat party mense het ernstige oortuigings oor wat is reg en wat is verkeerd in die godsdienst, en wat is die gebruike wat moet bly en wat is die gebruike wat nie moet bly nie. En dit is so groot saak, dat Paulus hierdie brief skryf. Primêr handel dit oor hierdie saak. En ek dink nie almal van ons onthou dit, dat dit eintlik primêr gaan oor hierdie tipe van konflik, wat plaasgevind het nie. En dan sê hy vir hulle, dit is alles opgeskryf. Wat is opgeskryf? Om ons te leer deur die standvastigheid en die bemoediging van die skrif dat ons hoop kan hê. So hy's versoenend in sy manier van doen. Nou daar's 'n Griekse woord wat hiermee te doen het, wanneer hy vir mense eintlik sê, julle moet onderskei, wat is regtig krities belangrik. Die woord wat gebruik word, en ek sê dit bloot vir die interessantheid, is adiaphora.
So, dat is goed wat ons indifferent oor is. Dat is goed wat nie so belangrik is nie, wat ons nie oor beklei nie, dis adiaphora, dis nie so belangrik nie. Maar jy kan nie, as dit kom met die wesenlike van die godsdienst, by Jesus Christus, as 'n verlosser, as 'n middelaar, daardie dinge kan ons nie onderhandel nie. Dit is krities belangrik. So daar, hulle het hulle besig gehou en geworstel, wat is die dinge wat regtig so belangrik is? Die skrif, sê Paulus, is opgeteken, grafijn is geskryf, sodat ons, wat kan hê? Dat ons aanmoediging, encouragement. Nou daar is 'n interessante konstruksie wat gebruik word, gaan dit daaroor dat ons standvastigheid en aanmoediging, dit lyk primêr, dit gaan oor die aanmoediging wat ons kry. Maar dit is primêr, aan die einde van die teks staan daar, en dit is wat, hoekom dit so belangrik is, dat julle by my bly in hierdie hele argumentasie. Julle as gelowiges in tye van moeilikheid en swaar kry, in tye van onderlinge, selfs rusie en onenigheid, is dit nodig om to have encouragement, to be encouraged, om ondersteun te word, om aangemoedig te word. Die Christelike geloof is 'n uitdaging. In Romeine 13 sê Paulus, nou verwys ek terug na laasweek. Romeine 13 sê hy, daar's 'n lewe in die lig en daar's 'n lewe in die duisternis. En die lewe in die lig is as ek sekere goed nie doen nie, byvoorbeeld die dronkpartytjies, die excess, die 5 partye, die oordrewenheid van the excess in society. Jy weet, alles wat te doen met uitspattige rykdom en so meer. Dit is die lewe van die duisternis. So leef 'n Christen nie. 'n Christen trek uit, so hy gebruik 'n paar konsepte van uittrek en aantrek. Jy trek aan wapens, maar dis nie eintlik wapens net in terme van offensief nie, dis ook defensief. Jy trek Christus aan. Alles wat met Christus te doen het. Ek het nogal verlede week gepraat van die band van die geloof. Dit is eintlik die band van die waarheid, aletheia, maar die borsharnas van geloof is verskillende plekke, word verskillende terme gebruik vir die borsharnas. Maar die beginsel gaan, dit is wisselterme. Die beginsel gaan daaroor dat as 'n Christen is daar altyd uitdagings. En jy moet vas staan. Dis hoekom Paulus so lief is vir die metafore en die beeldspraak van 'n Christen se lewe is not an easy life. You have to stand firm. You have to don, to put on. Jy moet aantrek Jesus Christus se wapens, die wapens van die lig, en jy moet nie in die duisternis lewe nie. Jy moet jou oë oopmaak en ophou om so te slaap dat jy kan vas staan. So nou Romeine 15 sê, ek moedig julle aan. Julle moet die tekens reg sien, Romeine 13, ek moedig julle aan. Julle kry die aanmoediging vanaf die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die een wat vir ons die aanmoediging gee, die ondersteuning. Dan lei dit tot standvastigheid. Dis nie net 'n geval van dat ek deur ysere selfdissipline vas staan. So julle moet asseblief hierdie konsep absoluut omhels. Die Heilige Gees, deur die woorde van die Bybel te lees, deur die waarhede van die Bybel op te neem, te omhels, word ons aangemoedig, word ons op weg geneem. So daarom is dit so kosbaar om die woord te lees. Al hierdie dinge wat opgeteken is, sodat ons standvastig kan bly. Nou sê hy verder, en mag God die bron van alle standvastigheid en bemoediging gee, dat julle eensgesind onder mekaar sal wees. Nou dit is so, dat daar baie keer verskille is tussen mense. So wat sê Paulus, hoe hanteer hy dit? Hy praat van, wat is daardie dinge wat regtig belangrik is? Op ander plekke kom hier die hele saak van, wat is krities belangrik? Hy sal byvoorbeeld in Galasiërs, sal in die gemeente, hy sal hulle aanvat, en hy sal hulle verskriklik aanspreek. En dan oor ander dinge, sal hy eintlik nie baie sê nie. Ons kan nou baie lang stilstaan by dit, maar dis nie die doel van die teks nie. Punt is,
ons moet probeer en ons moet streef daarna om eensgesind te wees. Hoekom? Want dit is 'n vorm van 'n lofprysing aan God. Deur ons saam wees, gaan dit oor die lofprysing aan God. Nou sien julle die agtergrond. En dit is so belangrik. Sien julle nou wat daar staan? Die evangelie is vir alle mense. Aanvaar mekaar dan. Hy sê vir daai groepe wat so in mekaar se hare is. Hy sê aanvaar mekaar dan. Hoekom? Want is in Christus tot eer van God. Dan verduidelik hy dit vir die Joodse aanhoorders. Hy sê vir hulle, en letterlik staan, dat was nogal vir my 'n verrassing om dit weer te lees. Christus, die een van die besnydenis. Nou dit is 'n term wat gebruik word bloot om aan te toon vir die Jode. Die Jode was kenmerkend. Hulle was geken daarmee dat dit mense van die besnydenis was. Jesus Christus het vir julle 'n Jood geword. Hy het vir julle om julle te aanvaar. En dan net nog gaan hy verduidelik van die beloftes van die Ou Testament. Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig deur die beloftes wat van die voorvaders ontvang is, waar te maak. Maar dan staan dieselfde asem, hy het ook gekom, sodat die ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik. So sien julle beide kante van die saak. Hy sê vir die Jode en vir die Gentiles, vir die heidene wat tot geloof gekom het. Beide groeperinge. Dan gaan hy 'n lang verduideliking in, maar julle moet tog gaan kyk in die teks. Paulus het 'n interessante manier van doen. Hy sal preek of hy sal skryf. En dan val hy homself in die rede. Dan sê hy, ek bid. Dit gebeur 2 keer in hierdie teks. Dat hy op 'n manier in 'n gebed oorgaan. Dat dit gaan oor dat tot God word gebid. So kom ons keer terug na die sentrale argument. Sien julle hoe sentraal staan hierdie argument? Dat hy sê vir die Jode, kom ons gaan kyk na die Ou Testament. Al daardie beloftes wat gegee is van 'n verlosser wat sou kom. Dis hoekom ons dit lees tydens Adventstyd. Die God wat in Jesus Christus aan julle die vrede gee, Jesaja 11, as ek reg onthou, 10, Jesaja 10:11, daar staande uit Isaai, die nakomeling van Isaai, die stomp van Isaai, uit die stomp van Isaai sal daar 'n oorblyfsel wees. Selfs deur die oordeel van die volk heen sal daar 'n oorblyfsel wees. Uit daardie oorblyfsel sal daar iemand gebore word, die een wat die vrede sal bring, die een wat die verlosser is. Dis 'n sinspeling, vooruitwysing alreeds na die koms van Jesus Christus. Daarom as ons dink oor Jesus Christus se koms, dan dink ons in terme van, dis beloftes uit die Ou Testament, wat waar geword het. Die beloftes aan die Jode het waar geword. Hulle kan daaraan vashou. Maar in dieselfde asem, in die Ou Testament, veral in Psalm 100 en, wat is die kort psalmpie? Psalm 117. Dan gaan dit oor die volkere wat aan God die eer bring. Die hele bedoeling van die Ou Testament was dat juis die evangelie net verkondig sou geword het, of die boodskap van God se verlossing, of dat God die werklike skepper en die verlosser is, dat dit nie net verkondig gaan word aan die Jode nie, maar aan dat die hele wêreld daarin sou deel. Kom ek gee vir julle gou daardie onderskeid vir iets wat julle kan onthou. Die Ou Testament. Wie van julle het 'n kers by die huis? Steek sommer hoog op jou. Wie het 'n kers? Wie steek hom gereeld aan? My hand is ook op. Ek steek hom gereeld aan. So wat maak 'n kers? As jy nou soos ek groot geword het in Noord-Transvaal, en dan, dit was 'n ander tyd, so wat doen 'n kers? Hy trek iets aan, hy trek wat aan? 'n mot. Hy laai mooi gedig van die mot wat om die kers gaan, nee. En die kring word al hoe nouer. Dit was die bedoeling van die Ou Testament, dat die volk Israel sou funksioneer soos 'n kers, 'n lig in die wêreld, en hulle sou die nasies aantrek. Die nasies sou in hulle sien hoe God aan die werk is, en dan sou hulle, soos die kers die mot aantrek, sou hulle aangetrek word na Israel se God toe. In die Nuwe Testament is daardie beeld nie meer so van toepassing. In die Nuwe Testament staan daar, gaan uit en gaan verkondig
gaan vertel. Daar's 'n ander manier van dink oor hoe bereik ons die nasies. Paulus sê, die volk Israel is bereik en die beloftes het waar geword. En die nasies, soos wat die behoefte was, die begeerte, die vooruitskouing, dat daar sal wees eendag, dat die nasies aan hom die eer sal bring. Psalm 107, daar's ook ander tekste wat daarna verwys. Nou, as ons op daardie punt kom, dan sê ons, in Christus Jesus is ons almal, whatever your background, your persuasion, wat ook al die groot verskille mag wees tussen persoonlikhede en selfs groepe, in Christus, sê Paulus, is ons almal een, want hy is die een bron van die hoop. Nou is ons terug by die hoop. Daar staan, mag God die bron van hoop, julle deur julle geloof, met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word. Kom ons staan stil, as in een van die laaste punte rondom die hoop. So ek het 'n klomp terminologie, presies wat Paulus sê, ons word geleer, en dis wat ek tans doen, ek leer julle, sodat julle daardeur bemoedig kan word, to get encouraged. Maar die hoop, daarby moet ons stil staan. Wat is die woord, het julle al die konsep gehoor van space? Spacebona. Julle al ooit die naam Spacebona gehoor? Julle al gewonder wat dit beteken? Weet julle wat dit beteken? Die space is hoop, maar net Latynse woord daarvoor. Die goeie hoop, Spacebona is die goeie hoop. Maar hoop is 'n baie interessante ding. Ek het nou die dag 'n lang gesprek gehad met mense wat nie vandag hier is oor hierdie konsep. Wanneer die Bybel praat oor hoop, dan is dit nie so seer, dit het daarmee te doen, maar dit is nie so seer die aksie wat ek doen van ek vestig my hoop en my hoop is sterk en ek hoop dat dit so sal uitwerk nie. Dit is nie hoe dit werk nie. Die hoop waarvan die Bybel praat, is gegrondves in Jesus Christus. Daarom praat ons so daaroor as gelowiges. Jesus is ons hoop. Jesus is ons redding. So ja, ek vestig my hoop op hom, maar die klem lê nie op hoe sterk ek hoop nie. Die klem lê op die inhoud van my hoop. Die inhoud van my hoop is Jesus Christus. Daarom sê ons nie waar daar hoop is, of waar daar lewe is daar hoop nie. Ons praat nie so as gelowiges nie. Ja, ons praat partykeer so, maar dis nie hoe dit werk. Waar daar hoop is daar lewe. Nie waar daar lewe is daar hoop nie. Want waar daar hoop is, waar Jesus Christus as die opgestane Here, as die verlosser, waar hy teenwoordig en werksaam is, daar, I'm being encouraged. Ek kan aanhou met die lewe, ek kan volhou, ek kan standvastig wees, want die inhoud van my hoop is Jesus, en dit wat hy beloof het, en dit wat hy gaan doen, en dit wat hy besig is om te doen. So nou moet julle almal gaan kyk, wat het Christus alreeds in jou lewe vir jou gedoen? So die klem lê nie wat jou ervaring daarvan is nie, maar as jy mooi gaan kyk aan hoe God alreeds in Jesus Christus in julle werksaam was. Ek vestig my hoop daarop dat hy werk wat hy in my begin het, sal voltooi. Nie dat ek sal volhou nie, nie dat ek so toegewyd sal bly nie, natuurlik hoop en probeer ek, maar die beginsel is, dat hy, ek vestig my hoop daarop, dat hy dit sal doen, dat hy my deur die Gees sal bewaar, dat hy my sal leer en lei. My grond, my vesting is hoop op Christus. Daarom praat ons van 'n kers van hoop en 'n kers van vrede. Christus bring vir ons hoop, want hy gee vir ons vrede tussen God en mens, tussen mens en mens. Ek kan my hoop daarop vestig, dat daar eendag gaan kom, soos iemand geskryf het, dat daar eendag 'n dag gaan kom, waar die leeu en die lam langs mekaar gaan lê. Dis nie 'n vaal hoop nie, Christus gaan dit waar maak. Hy gaan dit so doen, maar dit gaan nie van self gebeur nie. Julle geweet,
ons sien dit baie keer 'n bietjie mis. Die Epikureërs. Julle al gehoor van die Epikureërs? Ja. Epikureërs, ons sê, dis die mense wat net lekker leef. Was 'n groot filosofiese beweging in daardie tyd gewees. Maar eintlik het die Epicurus en 'n paar ander filosofe, hulle het nie gesê jy moet laat ons eet en drink om môre sterf, ons beteken jy moet hedonisties wees. Daar's 'n onderskeid tussen wat die Epikureërs geleer het en wat hedonisme is. Julle weet wat hedonisme is? Dit is hierdie lewe wat baie mense vandag leef, 'n hedonistiese lewenstyl. Absoluut ingestem op jouself. Dit is 'n bietjie tegnies, maar dit is belangrik as ons na hierdie goed kyk om in diepte te gaan kyk na alles. Die Epikureërs het die volgende gesê. Hulle het gesê 'n goeie lewe het twee aspekte. Die een aspek is vrede in jouself. Vrede in jouself. Die tweede een is 'n lewe sonder pyn. 'n Goeie lewe is 'n lewe wat 'n matige lewe is, wat 'n eenvoudiger tipe lewe is, dat not in excess, want dan het jy vrede in jouself en dan daarmee saam vermy jy pyn. Nou een van die voorwaardes was, jy moet nie godsdienst beoefen nie. Jy moet nie godsdienst beoefen nie. Want as jy godsdienst beoefen, gaan jy skuldig voel, dan gaan jy onvrede in jou gedagtes hê. En dis wat baie mense sê, ek wil nie kerk toe gaan nie. Die laasweek daai opmerking gemaak, iemand het gesê, ek wil nie kerk toe gaan nie, want ek wil nie hoor hoe sleg gesê nie. Ek wil ook nie die dominee met by my kom nie, maar dan gaan ek skuldig voel. Ou Tannie Toeks het altyd vir my gesê, dominee moenie so vir my kyk nie. Ek sê, Tannie Toeks, nou hoekom mag ek nie vir Tannie kyk nie? Tannie is nou wel 90, maar Tannie is nog steeds 'n mooi vrou. Dan sê sy vir my, nee dominee, as jy so vir my kyk, ek is baie bekommerd, jy kyk so na my, jy sien goed raak van my, wat ek nie wil hê jy moet raak sien. Soos dit sê onvrede in haar hart. Maar is nou net 'n grappie. Maar dis wat sy gesê het. Dan dink ek so daaroor. Mense is bang. Hulle is bang vir God. Hulle is bang vir baie dinge, vir hulle eie sondigheid. Hulle is so skropeloos oor ek wil tog net iets verkeerd doen. En dat is 'n mooi komponent, maar is ook 'n baie gevaarlike komponent. So wat sê die Epikureërs? Jy moet verkieslik nie godsdienst beoefen nie, want dan gaan jy onsekerheid beleef. So 'n goeie lewe is 'n lewe wat ingestel is op jouself, ingebuig is op jouself, sonder God, en jy hou jouself met jou dinge besig, en jy leef in vrede met ander. Nee, dis nie wat die Bybel sê. Die Bybel sê, God is die bron van hoop. Jy kan nie sonder God nie. Mag God bety die bron van hoop julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul. Mag God dit in julle doen. Dis my gebed ook vir julle en vir my. Mag God ons met vrede en vreugde vervul. Watter woord dink julle kom by Paulus baie meer voor as by enige van die ander evangelieskrywers? Johannes is die een wat die naaste kom. As julle nou uit daai teks wat ek nou vandag gelees het, as daar nou 'n woord is wat julle dink tipies van Paulus is, as julle nou 'n studie van maak van Paulus, watter woord dink julle sal dit wees? Wie wil raai? Behalwe Johan sal dit weet, want hy het Ridderbos se Paulus gelees. Kan julle raai? Maak nie saak of julle verkeerd is nie. Jy kan regtig hoor. Hoop. Hy gebruik dit baie, maar dis nie daai. Dankie vir die poging. Nog. Hoekom vra ek dit? Want julle gaan dit nou onthou as ons nou 'n antwoord kry, gaan julle dit altyd onthou. Dit staan daar. Grafyn is daar geskryf. Vreugde. Joy. Paulus praat geweldig baie oor joy. Die vreugde wat die resultaat is van om in Jesus Christus te wees. Die hoop wat ons kry in die deursettingsvermoë en die standvastigheid as gevolg van hierdie aanmoediging bring ons tot 'n moment van vreugde, joy,
So as jy nou praat van Paulus, dan moet jy dink in terme van, he's the joyful one. Hy praat gedurig deur, dat ons aan God met vreugde die eer moet bring, sodat ons met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop alles sterker kan word, deur die krag van die Heilige Gees. So dit is nie maar net 'n klomp waarhede wat hy verkondig nie, dit bring hom tot op 'n punt waar dit uitmond in 'n lofprysing aan God, 'n vreugdevolle lofprysing, want ek het my hoop is gevestig in Christus, en dit maak my bly. Ek het ondersteuning in Christus, dit maak my bly. Ek het vrede met God, ek het ook innerlike vrede, ten spyte van alles wat ek beleef, het ek innerlike vrede, dit gee vir my blydskap, dat daar vir my nuwe hoop is, dat daar nuwe toekoms vir my is. Selfs wanneer daar oneenigheid is, dan het ek blydskap, dat Christus bind my saam met ander mense, en hy maak ons een, daaroor is ek bly, want dit sê al klaar iets vooruit, van die saam wees met mekaar, die ewigheid in. So, Christen wees, is synoniem met blydskap, maar die blydskap is in Christus, en dit wat hy gaan doen. Wanneer hy aan die kruis hang, dan bring hy vir ons die hoop, deurdat hy die versoening bewerkstellig. Wanneer hy aan die kruis hang, dan bring hy vir ons die vrede tussen God en mens. Dit alles gee vir ons die hoop, dat daar 'n toekoms is. Dan kan ek gaan lewe met vrymoedigheid, met aanmoediging. So kom ons moedig mekaar aan, met alle vreugde en blydskap, want ons hoop is in Christus. Amen.